Efesiërs 1, vers 15 tot 23. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenstemmig met die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Hoe beïnvloed jou geloof in Christus die manier waarop jy leef en ander in die kerk hanteer? Wat beteken die rykdom van God se heerlike erfenis? Kon jy al hierdie erfenis beleef in jou eie lewe? Ons lees hier dat Christus nie net die hoof van die kerk is nie, maar dat die kerk sy liggaam is. Hoe beïnvloed hierdie wete ons gedagtes oor kerkwees? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U die hoof van die kerk is en dat ons U liggaam is. Here, jammer dat ons op so 'n manier optree, dat ons soms vergeet dat ons geroep is om U hande en voete hier op aarde te wees. Here, help ons om te lewe soos ware verteenwoordigers van U en om te fokus op dit wat saak maak, U groot genade en liefde vir elkeen. Ons bid dit in die naam van ons drie-enige God. Amen.